Emma van Hein met Genius, baby. Ons gesels vandag broer 326 met 'n girl wat baie hoedjies dra. Aktrise, musikant, pianis, liedjieskrywer, musiekvervaardiger en kreatiewe gees wat al van kleins af tussen musiek en verhoog groot geword het. Emma van Hein. Route 326 op Groot FM 90.5. Jy ken haar dalk nou as Dr. Katrein Konradium Binlanders. Ek ken haar as Mega Bestie, maar haar actual naam is Emma van Hein. Baie welkom. Hallo Emma, hoe lyk dit? Jo, dit voel so cool om hier te wees. Ek kan dit actually nie glo nie. Ek het vroeër vir julle gesê, dit voel nie asof ek eintlik deel is van 'n onderhoud nie. Dit voel net so spelle wat saam sit en kuier en is eintlik so trippy. Mission accomplished, Maar Franna. ek is baie jaloers op Annelma want sy het al hierdie baie talentvolle maatjies en jy was ook by haar troue gewees en jy was ook by die wat's die ding voor die troue nou weer? Die Die Bachelorette. Bachelorette. Sy was die maid of honor by my trou. Dis hoekom jy so tuis voel hier. Nou verstaan ek, you know? Nee, maar dis die mense wat mense tuis voel nie. I mean obviously, ek noem haar Baby G by the way, is Annelma. Ek kan baie sukkel om jou Annelma te noem. Maar waar kom hierdie bynaam nou vandaan, baby Ag, G? it's a whole thing. Nee, Okay. luister, ons is hier oor Emma. Okay, Emma, ons moet nou 'n professionele, ons is nou, Ja. Annelma en Emma so weird, ons noem mekaar glad nooit op die naam nie. Okay, jy kom uit 'n familie uit waar kuns en musiek probably in jou DNA ingebou is. Het dit ooit vir jou gevoel soos groot skoene om vol te staan, of was dit eerder vir jou net 'n voorreg? Eerder voorreg. 100%. Ek het nooit regtig gegaan, wow, ek moet nou soos my oupa of soos my pa wees nie. In fact, ek dink hulle wou gehad het ek moet 'n bietjie meer soos hulle wees. Ek dink dit is meer so 'n run of the mill. Maar ek was super passievol oor musiek en die kunste en dit is definitief my oupa en my ouma, my pa se invloed. So dit is nie noodwendig die skoene wat gevul moes word nie, maar hulle het 'n kom ons sê 'n command vir die kunste wat ek regtig nog altyd waardeer en nastrewe. So vir luisteraars wat nou nie weet wat jou pa en jou oupa doen nie, kan jy dit net opsom in so 30 sekondes. Okay, so ek is so derde generasie industrie baby. My pa se naam is Charles van Heiningen. Hy's 'n radioomroeper en ook impresario. En promotor en my oupa was ook 'n radioomroeper en akteur en my ouma was 'n sangeres. Wow, dit is amazing hoor. Nou gaan almal daar in die karre. Ja, ons O ja, weet dis wie dit Frans is. van Heiningen, skiet my oupa. So jy het as 'n kind ook koor gesing natuurlik. Jy speel klavier op 'n baie hoë vlak en jy het later ook drama gaan studeer uiteraard. So was daar ooit 'n stadium waar jy moes kies tussen die musiek en miskien die toneelwêreld? Het jy gevoel jy moet 'n keuse maak? Dis eintlik 'n baie goeie vraag. Ek het altyd gewissel tussen die twee waar musiek was altyd so half ek voel, kom ons sê 'n tipe calling waar die toneelspel was die escape. So dit is waar die wisseling ingekom het. As ek sou voel ek moet net so 'n bietjie ontsnap, dan sou toneelspel die groot ding gewees het en die anker in my lewe gewees het. En die musiek is so half meer wanneer ek wil sin maak van die lewe. So hulle speel so half hulle komplementeer mekaar op so 'n manier. Okay, nou sê nou 'n bietjie nie buite nou verhoog of op die kassie wees of musiek opneem. Wie is Emma op 'n normale dag? Waarmee is sy besig? Wat doen sy vir mense wat jou nie ken nie? Sjoe, dis 'n goeie vraag. Ek wonder nogal hoe jy dit sou antwoord. Ek dink nie ek moet dit antwoord nie. Rooibos tee. Weet jy, in die alledaagse lewe, ek onthou ek het een keer vir 'n kerel gesê, die dag wat ek met hom wou uitmaak, is 'n bietjie moeilik, maar hy het net nie verstaan hoekom ek nie met hom kon uitmaak nie. Hy sê dis nee, ons kan nie uitmaak nie. Jy is net amazing. Toe sê ek vir hom nee. Ek gaan iemand nou vir jou verduidelik en dan gaan ek vir jou 'n vraag vra. Toe sê ek vir hom, so dink dan net, jy kom by die huis aan en daar's lekker Thai curry wat prit op die pot en daar's lekker musiek op die vinyl wat speel en daar's 'n gorgeous dame wat daar sit op die stoep kaalvoet en drink 'n glasie wyn en wag vir jou na werk. Hy sê, "Wow, dit klink amazing." Dis ek is nie daai meisie nie. Ek sê ek's daai meisie wat vergeet het om haar lamp aan te skakel in die aand.
Ek sit daar met my oorfone op die bed en probeer 'n musiekvideo edit of 'n liedjie skryf of vinnige deadline te bereik en ja, basies dit is kind of hoe ek is in alledaagse lewe. Ek werk baie hard, maar ek is mal oor kuier, ek's mal oor one-on-one tyd met mense en ja, kom ons sê ek hou daarvan om hard te lewe. Maar jy is die teenoorgestelde dan van daai meisie wat jy sopas beskryf het. Maar as jy vandag vir die jong Emma daar in die kinderkoor nou 'n stukkie raad kon gee, nê, vir alles wat kom by die vermaaklikheidsbedryf, wat sou dit wees? Sjoe, jong Emma. Iets wat jy nou weet wat jy toe dalk nie geweet het nie. Ek dink om nie altyd, okay, moet nooit steun op ander mense om iets van jou te maak nie. Daar gaan niemand wees nie. Dit is eintlik, ja, dit is wonderlik as daar wel iemand op jou pad kom om jou te kom help. En om iets te bereik of jou loopbaan so of te catapult, maar dit gaan nie sommer net gebeur nie. Steun op jouself en moenie wag vir ander mense om jou pad na jou toe te kom nie. Dis baie goeie raad daai. Hoorie, en dan jy het ook al op baie verskillende kreatiewe platforms gewerk. Wat sou jy sê is 'n droomprojek vir jou of 'n droomrol wat jy nog wil speel? Ek wil baie graag 'n assassin speel. Oh yes. Soos een van Jy sal dit goed doen, hoor. So sleek black outfit. Ja, dit gaan my help om ook baie fiks te raak. So dis ook 'n groot plus. Maar nee, ek dink net daai tegniese faset van swaalf om sulke tipe stunts te kan doen en sulke goeders. Ek sou dit nog altyd wou doen. Dis Very cool. Emma van Hein saam met ons hier op Route 326. Ons vat 'n vinnige musiekbreek. Ons is net hierna terug. Emma van Hein en die liedjie se naam is nie nice nie. Ek het vir jou gesê sy is nie nice nie, maar sy is actually nice en sy is saam met ons in die ateljee. Ons gesels verder met Emma van Hein, maar jy leer haar ook nou ken as Dr. Katrein Conradie in Binnelanders. Sy is 'n topklas sanger, liedjieskrywer en natuurlik ook aktrise. 26 op Groot FM 90.5. So jy weet, ek moet dit nou sê, Emma, jy het drama gestudeer saam met die super talentvolle Anelma hier langs my. Julle was daar aan die Universiteit van Stellenbosch. So wanneer het jy besef hierdie is nie net iets waarvan ek hou nie, maar dit is iets wat ek vir die res van my lewe eintlik wil doen? Sjoe, dis 'n baie nice vraag. Weet jy, ek dink wat dit regtig in my, ek weet nie, geshift het. Ek het actually met Anelma 'n toneel gedoen. Ek sê dit nie net omdat jy nou by my sit nie, maar ons het een keer hierdie skit gedoen met die naam, ek dink dit was 24 Smokies of so. Ja. Dis hierdie smoke scenes. Dit is hierdie interessante swaalf skit wat ons moes doen en ons moes die hele tyd swaalf verskillende goeders uitprobeer. En dit is 'n baie moeilike toneelstuk wat ons moes doen. Maar vir my het dit eintlik te doen gehad met hoe mense gereageer het daarop. En toe besef ek net hoe jy kan op jou eie toneel speel, maar wanneer jy saamwerk, daai magic wat daai tipe chemistry soms bied vir die kyker is incredible. En ek het toe net van toe af in daai oomblik besef ek net oor en oor wanneer dit kom by toneelspel, daar's iets baie magical daarin vir die kyker sodat hulle iets kan voel en dit is amper heilig, nee. Ja, dit is. En jy kan eintlik nie regtig verduidelik hoekom nie. En ek dink dit is wat so cool is. So as jy nou kom ons sê iets binne jou self wil genees of iemand anders kort dalk genesing, hulle kan dalk net kyk na 'n komedie en gaan, wow, ek het nou iets geleer van myself of van my situasie wat gaan nou weet ek hoe om my môre aan te pak of later aan te pak of jy weet te dink. Soos 'n sielkundige sessie. Presies. En ek dink ek het net self besef veral toe ek het so een vrou stuk gedoen en ek het so interessante reaksies gekry by sekere gehoorledes. Byvoorbeeld, dit nou klink nou verskriklik erg, maar dit het eers begin by 'n tannie wat 'n paniekaanval gekry het. Sure. Wat baie erg was, maar dit is 'n baie intense show gewees. Waar sy het 'n paniekaanval gekry en toe daar was 'n paar ander situasies, soos daar was 'n vrou wat 'n hartaanval gekry het en daar was so baie intense goed het gebeur. What? Nee, maar wat interessant was is daai reaksie was eintlik die vrouens
wat daardeur gegaan het gesê nee, dit het iets, hulle voel asof iets binne hulle getrigger is. En hulle moes daai genesing vind of jy weet ek dink nou nie aan die hartaanval persoon nie, maar daar is definitief iets wat gebeur met toneelspel wat ek dink baie belangrik is en dis hoekom ek dit doen. Hoorie, maar vat ons dan terug na die oomblik of waar jy was of wat gebeur het toe hulle jou bel en sê, hoorie, sal jy Dr. Katrein Conradie speel permanently? Wow, dit was 'n interessante ding. Dis was eintlik op die dag van my finale audisie gewees, dieselfde dag. So ek het actually nie nice nie gerelease daai dag. Ek het opgevlieg, ek moes toe in studio audisie en ek moes teenoor Jaani en Marley speel wat Naomi speel en Ella en dit was 'n verskriklike intense audisieproses, was my 6de ronde gewees. En ja, en toe daai dag sê hulle vir my jy gaan nou nie so laat terugvlieg nie, eers later en ja, toe ek nou met die Starks gepraat het, hulle het toe net vir my gevra, jy weet hoe wil jy hiernatoe trek? Wil jy Johannesburg toe trek? Want ek is van die Kaap af. Toe sê ek, want dit is maar nogal so 'n moeilike vraag om te beantwoord of moeiliker om te beantwoord sodra jy 30 word. Enige iets voor dit is wel 'n no-brainer, maar in daai oomblik toe besef ek net ek het 'n baie stresvolle dag gehad, maar daar was 'n gevoel van vrede in my. Absolute vrede. En toe sê ek net ja, ek let's do it. En daai gevoel was eintlik ek kon voel iets het verander in my in die koers, die wat noem mense dit, die koers van my lewe. Ja, definitief. Ja. Hoor jy kan altyd weer terugtrek later as jy nou klaar is, okay. Maar Katrein is 'n dokter, maar ook 'n baie interessante en natuurlike komplekse karakter vir die kykers wat al reeds gekyk het. Hoeveel van Emma is daar in Katrein en hoeveel moes jy van nuut af opbou? Sjoe. Daar's eintlik nogal baie Emma en Katrein. Ek wil dit nou nie regtig erken nie. Sy's 'n mean girl. Ja. Ja, ek sou sê toe ek 'n angstige tiener was ek baie soos Katrein. Ja, baie volatile. Ek het regtig gesukkel met my emosies om my emosies in toom te hou en dit te kan verstaan. Ek het baie gewroeg met goeters. En ek dink dis hoekom ek liedjies geskryf het en sulke goeter. Dis maar die uitlatingsklep. Maar op die ou end ek het baie vrede gevind. Ek het maar baie vrede in die Here gevind. En ek dink dit is swaar waar ons nou verskil is. Ek kan sien dat Katrein kan nogals karring op 'n ding, maar sy's ook ontsettend kwesbaar en dink mense sal regtig kan sien hoekom sy reageer op sekere maniere. En ja, ek sou nie sê dat ek het nie 'n lewenservaring waar ek gaan, wow, my lewe is presies soos Katrein se nie. Maar daar's raakpunte. Definitief raakpunte. Ja. Hoorie, maar daar's natuurlik ook baie gesoute akteurs op die binnelanderstel. Hoe was dit vir jou om in daai stel in te loop en wie van hulle, as jy wil name noem, het jou specifically soos tuis laat voel en het jy lekker mee gewerk? Okay, Germant Geldenhuys. Ek sou sê hy is wel die main mentor gewees. Daar's 'n gemak in sy toneelspel en ook hy het besluit hy is 'n mentor en ek is mal daaroor as akteurs te doen. As hulle sê okay, ek is nou al hier vir 10 jaar plus en ek gaan vir jou wys, jy weet, hoe iemand dalk so iets moet benader en so die gemaklikheid wat ek in die tonele vind wanneer ek teenoor hom speel, dit lees en ek voel dit. Wanneer dit so vir hierdie kom ons sê 'n starstruck oomblik is, ek voel dit eintlik, dit klink nou 'n bietjie swaar iffy, maar almal, elke liewe mens bied iets waar jy net gaan, wow, ek moet nou my A-game. Daar's Hans Strydom. Ja, Hans Strydom, hy is een van hulle. Hy het actually sy hare laat sny een keer daar by Binnelanders, so tussen 'n aak en ek het na hom toe gegaan en ek dink almal doen dit, maar ek het swaaf gekurtsie. Ja. Ek sê hallo oom Hans. Kan ek 'n stukkie van jou hare kry? Ek gaan dit in 'n sakkie berg Wat vir die res van my lewe. Hy het net gesê, ag nee man, hallo. Ja, dit klink akkuraat. Ja, hy is al oor dit. Ek meen hy is al jare in die industrie, maar ek wil nou hoeka vir jou vra op daai noot, nê. Is daar ietsie agter die skerms van sê nou 'n daaglikse televisiereeks of 'n sepie soos Binnelanders wat mense sal verras wat hulle nie weet nie, iets wat kykers nie besef wat elke aand inskakel nie, wat agter die skerms plaasvind? Sjoe, daar is 'n reeks op die oomblik, met die naam van Beter as Gister op Kyknet en ek maak die musiek vir daai reeks.
Ek het voorheen met Renée en Corneille van Rooyen gewerk op Summertide wat op Mnet was en ons het regtig baie lekker saam gewerk en nou pak ons hierdie projek. Die eerste episode van Beter as Gister het verlede week Dinsdag begin. So skakel bietjie in daarso op kyk net hoor. Dit is regtig ongelooflik en Emma van Hein se musiek maak dit net nog beter. Hoorie, ons gaan net nie verder gesels met hierdie baie talentvolle dame, maar eers jou verkeer. Daar is maar 'n paar probleme vanmiddag by Solomon Mslangu weg noord, vertragings op pad na Alwynstraat, dan by Eskom Pasolele weg ook noord is daar vertragings en dit is in die rigting van Mootstraat. As jy op die hoofweg is vanmiddag op die N3 noord, baie stadig bewegende verkeer na die skakel van die N12 oos, is by Gelulies Wisselaar, ook op die N3 noord, daar was 'n ongeluk aangemeld net na Marlborough. As jy vanmiddag in 'n Boksburg area is op die N17 oos, padwerke daar en dis by die R21 Rondebult weg, ook op die R21 noord is daar stilstaande voertuig en dit is voor Babsfontein se afrit. Die N1 suid het ook vertragings na die afrit van Rivonia en op die N1 noord is daar, wel hulle sê hierso aan Elma, veldbrand en dit is net na die Goue Hoofweg, so daai smoke and mirrors gaan jy affekteer, hoor. Wat gaan aan by Gelulies? Gelulies, het jy nou nie geluister nie, was daar niks? Okay, nee, daar's nou niks, so wees bly. Maar Gelulies. ek het een laaste ding wat ek wel kan aanmeld en dis in Midrand op die N1 Noord, daar's ook baie stadige verkeer op pad na Samrand. As jy weet van enigiets anders, 0616104576. Kyk, saam met my Jackie Erasmus, Saterdag 11 Julie van 9 voormiddag tot 1 namiddag wanneer ek regstreeks vanaf die SANBS by die Kolonade winkelsentrum uitsaai. Dit neem net 'n paar minute om bloed te skenk, maar kan iemand se lewe red. Daarom daag ek jou uit, wees 'n held. Skenk bloed en maak 'n verskil. Daar wag ook hoop op pret wanneer Groot FM 90.5 omroepers Nina, Anelma, Venita en Alrika toegesluit word. Elke jailbird maak op jou skenking staat om vrygelaat te word. SANBS, die lewenslyn van een persoon na 'n volgende. Besenfees geld. Daar's 'n oomblik in elke goeie boek waar die storie ontvou en 'n avontuur begin wat jou liefde vir lees aanspoor. Jou biblioteek het sopas heelwat groter geword. Die Biblioteek-app is 'n digitale platform vir lesers en skrywers met duisende publikasies. Alles in Afrikaans, gerieflik in die palm van jou hand. Die Biblioteek-app is gratis beskikbaar op jou App Store. Besoek die biblioteek.co.za vir leesgenot wat aanhou en aanhou. Lees en fees geld. Lus vir 'n nuwe ryding, kom draai by Mazda Mainland. If you wanna take a new car for spin, ons wag by Mazda Mainland. As a lake street waterklub lane, very close to Mainland, so come by for a test drive, for the best time of your life. Bring your kids and your wife, say for die, oh car bye-bye. We do finance, I wanna mention, so come to Mazda Mainland. Lus vir 'n nuwe ryding, kom draai by Mazda Mainland. If you wanna take a new car for spin, ons wag by Mazda Mainland. Hun vriendin, my broeders Mazda Mainland, T's and C's apply. Route 326 met François en Anelma op Groot FM 90.5. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax, relax. I got my hopes too high. You hardly said goodbye, then casually walked out of my life. Oh, we don't talk anymore, talk anymore, talk anymore. Gave me the silent treatment. The least you could have done was give me a reason. And I can't ignore the way I hate you for leaving. Too much free time staring up at the ceiling. It's been a month since you went and checked in. I wanna ask, where the hell have you been? 'Cause I've been right where you left me. Pour my self-control down the sink. Almost die every time the phone rings. Why won't somebody help me? I got my hopes too high, read in between the lines. Am I supposed to read your mind? Oh, we don't talk anymore, talk anymore, talk anymore. Give me the silent treatment. The least you could have done was give me a reason. And I can't ignore the way I hate you for leaving. Too much free time staring up at the ceiling. You're a narcissist, I'm an optimist. Name a deadlier combo. Something's wrong with us, ain't it obvious? Build me up and then oh no. Call me just a friend, here we go again. Tell them all that you hate me, hate me. It's like you waste me.
find someone, or am I the reason? And I can't ignore the way I hate you for leaving. Too much free time staring up at the ceiling. Reason for the treatment I've been feeling. Reason for the living I've been screaming. Freya Sky, Silent Treatment. En ons gesels verder met Emma van Hein en haar kreatiwiteit stop nie voor die kamera nie. Sy is ook 'n talentvolle musikant, liedjieskrywer en werk ook agter die skerms aan die musiek van televisieproduksies. En ek wil net gebruik dat ek al baie van haar liedjies gehoor het voordat julle dit gehoor het. Ag, ek is sommer jaloers hoor. Roots Ek wou dit net 326 op Groot FM 90. En dis nie nice nie. Ag wel, you know what? Haar liedjies It is what nice, it maar is. jy is nie nice. Ja, maar sy is 'n pageant queen, so it is what it is. Okay, Emma, musiek is obviously 'n baie groot deel van wie jy is en hoe ek jou ook al ken al die jare. Wanneer jy agter 'n klavier inskuif, wat sou jy sê gebeur met jou emosioneel? Wat is jou proses as dit kom by 'n song skryf? Wow, dis 'n baie goeie vraag. Ek was nog nooit hierdie vraag gevra nie. Dis baie goeie vrae vanmiddag op hierdie show, hoor ek sê maar net. Ja, dis asof iemand regtig baie moeite gedoen het. Iemand met het hierdie vrae uitgewerk. Ek weet nie wie nie. Moontlikheid dalk ken. Ja, maybe. Nee, maar nee, dis amazing. Ek weet jy, ek het amper 'n reël met myself. Waar ek as ek iets skep of iets doen, ek moet ook emosioneel kan voel. Anders, wat is die punt? Ek meen, as mense wil iets laat voel, moet jy self daarom ten minste dit probeer ook doen. Interpreteer, ja. Presies. So wanneer ek voor 'n klavier inskuif en ek, jy weet, wil nou byvoorbeeld 'n liedjie skryf, ek dink daar moet net 'n gevoel basies, dis al amper soos 'n sacred spasie wat ek skep vir myself. En ek moet ontsettend gefokus bly. Dit is so half asof niks anders bestaan nie. Dan weet ek is in die regte mindset. En daar was eintlik 'n tyd gewees toe ek in Shanghai gewerk het vir 'n jaar en ek het so 315 aande opgetree. Sure. Ja, maar That's a lot. Ja, maar baie van daai aande aan die begin aanvanklik was die area baie stil. Daar was nie baie mense wat ek getrek het nie. So ek moes baie keer amper vir myself speel. En om so te besluit, maak nie saak of ek vir 100 mense speel nie, 1000 mense speel nie of net vir myself speel nie. Die gevoel is dieselfde en die doel is dieselfde. En ja, ek probeer om altyd net iets so beautiful te kan skep vir mense sodat hulle net rustig daarin kan insit en of basies net kan sit in die oomblik. Of hulle dit nou geniet of nie, maar daarom net iets te voel. Jy kry dit baie goed reg en ek dink dit is so belangrik dat jy dit sê want op die einde van die dag maak jy musiek vir die regte redes en ek dink nie almal doen nie. Maar ek wil vir jou nou net vinnig vra voor die volgende vraag nê. Jy het dit obviously ook gesien die rendition van Soos Bloed wat jy gedoen het op klavier teens Jordaan se liedjie. Ja. Watter program was dit? Daai video is ook op YouTube. Sjoe, dit was vir Klanke van my hart. Dit was 'n via show gewees. Ja, ek het eintlik dit was basies daar was 'n woordfees produksie gewees, die Teens Jordaan liedjieboek show en toe was ek gevra om 'n weergawe van Soos Bloed te doen. Dit was toe met 'n klein orkes gewees. En toe ek gevra is om weer iets te speel in Klanke van my hart, toe besluit ek wel kom ek doen Soos Bloed. Ek onthou mense het dit regtig baie geniet en ja. Gaan kyk bietjie dis op YouTube, jy gaan dit baie geniet. Nou baie mense weet ook nou nie eintlik dat jy agter die skerms ook werk nie, want dit is hoekom hulle dit noem agter die skerms, maar jy het nou so vinnig verwys na Beter as Gister en die musiekproduksies wat jy ook mee help en die klankwêreld van televisieproduksies wat jy help skep. So, vertel ons bietjie waaraan jy al alles gewerk het behalwe nou Beter as Gister en ook daai spesifieke kreatiewe proses want nou moet jy seker aanpas by 'n toneel. Ja, so ek het al gewerk aan produksies soos films waarna ek self al gespeel het. Ek was al 20 tone in 'n hangkas saam met Pietie Beyers. Dit was my eerste groot kom ons sê klein groot projek by Silverskerm gewees. En toe was dit Eksie Perfeksie, Spooksoeker, Nuusmakers. Ja, ek kan nog steeds daar's 'n langer lys, maar dit hang af van wat
die produksie voorvra. So ek spring so half in die toneel in. Ek kyk na hoe die akteurs die toneel speel. Soms as dit kom ons sê 'n bietjie meer gestileerd is, dan verg dit eintlik meer musiek. Hoe meer natuurlik hulle speel en hoe beter die akteurs amper teenoor mekaar speel, hoe meer verg dit stilte. En dis kind of hoe ek op die ou end werk, maar ook terselfdertyd ek sê baie keer vir myself wanneer ek met 'n regisseur werk, die produksie is nie myne nie. So ek wil baie graag hoor wat hulle vision is, wat hulle graag wil hê en ek wil baie graag by hulle leer. So ek kan my hele hart en siel kom ons sê in 'n sekere toneel insit, maar as hulle sê nee, ek soek letterlik geen note nie, net 'n atmosfeer, dan word ek nogals aangenaam verras om Jy dit pas aan daarbey. so iets aan te pak. So ek leer en kerf op so 'n manier en ja, dis so ek kom ons sê beter raak met die kraag. Dis 'n interessante proses daai hoor. Nou so op die noot van die klankwêreld, waar sou jy sê staan jou eie musiekloopbaan en wat is jou droom vir jou eie musiek? Dis 'n baie nice vraag, Anelma van Heerden. So ek het actually 'n verskriklike groot rollout laas jaar gehad met my musiek. Basies die naam van hierdie stuk of volume musiek is Medisyne. Die groot idee wat ek rondom dit gehad het is om basies 'n storie te vertel met elke liewe liedjie. Daar is swaalf en daar's eintlik 'n groter storie wat overarching is. So my droom is dat ek dit op die ou end alles release, maar omdat ek nou 'n klomp musiek skryf vir basies 2 reekse, die een is nou vir Beter as Gister en ons 'n ander een wat ek nog nie kan noem nie, maar baie van my eie musiek is in hierdie reekse. So ek moes toe basies 'n besigheidskeuse neem en besluit ek gee dit vir die reekse sodat hulle daarmee kan speel, maar ek gaan nog steeds iets daarvan maak sodra ek 'n bietjie stiller raak by binnelanders en ja, ek wil definitief stories vertel en ja, mense 'n bietjie op 'n journey vat. Ek kan nie wag vir dit. En ons het nou geluister na Genius vroeër en Nie Nice nie en jy weet ons moet jou vra vir wie het jy Nie Nice nie geskryf? Wat is die storie agter dit? Sit my op die spot. Dis 'n great liedjie daai hoor. Is dit? Ek voel jou musiek is nog so klein bietjie vooruit. Ja. En mense gaan so half catch up nou met dit. Maar asseblief gaan kyk na Emma se musiekvideo's, Emma van Hein op YouTube. Die musiekvideo's en die liedjies, dis next level goed hoor. Ag baie dankie Ja. François. Wow, ek meen ek wil sê met hierdie reeks wat nou opkom, daar is nou baie meer, kom ons sê radio friendly Afrikaanse treffers wat gaan speel. Ek kon dit nie nou op die lig speel nie want dit is nog nie gerelease nie, maar ek het baie van gehad om swaalf in die Afrikaanse milieu in te tree ten volle. En ja, daar's amper so 'n Sabrina Carpenter Afrikaanse Oh track. wow. Ja. En dit het bietjie Billie Eilish van. O, jy het dit natuurlik al gehoor, nê? Nee. van dit. Ja. Stuur vir my ook bietjie aan. Nee, Emma. moenie. Hoorie so, sê gou wat kan ons sonder om spoilers te gee, wat kan ons verwag van Dr. Conradie vorentoe? Sy raak baie sassy. Sy gaan deur ontsettend baie. Okay. Die drama. Ja, nee, die drama is baie groot. Sy is meeste van die tyd net kwaad vir haar pa. Maar sy het 'n goeie hart en ek dink mense gaan dit al hoe meer en meer sien. Ja, sy is ontsettend justice driven en ja, ek dink sy gaan baie bied vir binnelande. Okay. Hoorie, ek kan Wel, nie ons hou glo- dop. Ja, ons hou jou definitief dop. Ek kan nie glo die tyd het ons so vinnig ingehaal nie, maar dis seker omdat jy en Anelma ook sulke goeie vriende van die lig af is. Dat dit gevoel het soos 'n blitskuier, maar dit is nou al 'n uur later. So net vinnig in 'n half 'n minuut as jy kan. Waarom is jy so hartseer wat jy gedoen het saam met Jan Bloukaas? Ons gaan nou luister na dit. Hoe daai liedjie ontstaan? So Jan Bloukaas, Jean, hy was baie siek geweest. Dit was so 'n paar weke voordat hy oorlede is, het hy gesê hy wil baie graag 'n liedjie klaar skryf. En toe was hy te siek om dit klaar te skryf. En ek onthou ek het sy ouers ontmoet en ek het geweet hoe baie sy ouers vir hom beteken. En toe besluit ek gaan hierdie liedjie vat uit 'n konsep gehad en toe skryf ek dit klaar as 'n gebed aan sy pa en sy ma.
En dit verskyn ook op sy album God kan Jan Bloukaas. Hoor jy, dit was nou super lekker om jou hier te hê, Emma. Emma Dankie van dat jy kom Hyde, kuier het. dames en Wow. here. Kom kuier asseblief gou weer vir ons. Dan gaan ons daai kawaai vir jou indra dat jy 'n bietjie vir ons op die klawers ook kan tokkel. Oh, wonderlik. Baie dankie julle. Julle is Dankie. verloofd. Dis die een en enigste Emma van Hyde. Groot FM 90.5.